Respek is iets wat 'n poepel gebruik om jou in toom te hou. En ek dink dat alle ouers wat respek gebruik as die bottom line van meeste van hulle goed, is merely authority abusers, want waar is die actual empathy? As jy dan nou net kan overdetermine en kan sê en kan oordeel met alles, including die waarheid, soos met religion en die goed, dan is daar mos nie ruimte vir die eintlike menswese om deur te kom nie. En mens kan nou 'n argument maak dat volgens 'n tipe humanist leftism moes daar sulke tipe ruimte gewees het, en dan sou die eintlikheid van die saak, wat is dat mense is gebore in 'n kakspul wat klaar gesaturate is met geskiedenis en ander mense se karma en idees reeds, en dan suffer mense hierdie naïef goed uitspeel, en al sy drama word dan nou jou eie drama, en mens betaal vir die inheritance of history. En in daai sin glo ek nie in 'n tipe blank slate of dat mense sonder, hoe kom jy so sê, particularity in die wêreld uitkom nie. Want dit is nie 'n skoon sluit nie. Dinge is saturated. Mense is, kom jy so sê, soos die vyand, hulle is as vyande aan ander mense al gebore, gegee dat die tribes relations en die saturated feelings wat die een is aan die ander kant van die wêreld dan nou het wat oorlog maak, nog steeds sal tel, al het jy nie daai social contract geteken nie, jou extension into that system as a part of it, is dan nou wat hulle gebruik as tender om jou te kan limit na die scope van wat jy dan nou, jy weet, is in some sense. En dit is dan nou nie 'n, kom jy so sê, 'n overextension van limitation nie, gegee dat as daar nie verder positive disintegration of individuation self, jy weet, verder mens word sonder ander mense se idees inmeng, dan is daar nie 'n base om meer anders te wees nie. So die eerste andersheid en die vermoë om dan nou anders as die eerste andersheid te wees, kom nie altyd saam nie. Party mense stay in hulle lyn, en hulle weet nie van beter nie, hulle het nie meer om mee anders te wees nie. En dis as mens nou praat van die respek wat volgens 'n tradisie of 'n kultuur of 'n moraliteit kom, wat moes gegewe moes wees, wat jy moes aanvaar is die pleinlike waarheid. Dit is dan nou 'n overextension van trust, wat nie eintlik gebaseer is op trust nie, maar op die mutual use of overdetermined feelings to achieve overdetermined effects, en om dit dan nou te naturalize en te normalize as ons mode of going on met wat die meaning van self-dignity dan nou moes wees. Ek sal sê dat positive disintegration is vir my 'n beter storie as respek, in dat wanneer ek jou uitvang, jouself contradict en die broodjie vir jou baie lekker smeer aan jou kant en my goed ignoreer, dan gaan ek double down op my goed, want dit is net so geldig, of althans sê dat dit net so geldig is, jy is verkeerd in jou sens wanneer jy verkeerd is, en ek is verkeerd wanneer ek verkeerd is, maar wanneer ek reg is en ek content het, dan kan ek daai goed gebruik, bo en behalwe wat jy dink respek beteken, om my punte te kan argue. En as kind het mens mos nie argue regte in sulke tipe goed nie, jy word merely oorgepraat, jy word merely geklap of merely geïgnoreer in sulke tipe kak. Maar, jy weet, as mens nou soos lawyers regtig oor die waarheid al sy strepe moet voel, soos 'n blinde een, jy weet, die gesig van iemand anders nou voel, as mens nou daai proses moet doen en moet uitdeel wat is eintlik die storie, dan sal dit wees dat baie goed wat jy nie van hou nie, is geldig en staan as counterexamples aan wat moes die geval gewees het, gegee dat dit wat jy wou hê die geval moes wees, is nie noodwendig die enigste ding wat noodsaaklik kan wees, wat nodig is om te gebeur nie. Want as daar dan nou daai leverage kom semantically om te kan 'n beter konsep gebruik, 'n beter gevoel na toe reik as die, jy weet, die slegte ene wat hierdie staat of die ouer of die skool of die kerk gegee is, dan moet mens daai goed kan inhabit en dit wat beter is omtrent dit as sulks van kan baat, sonder dat mense die use of the social as representative gebruik om actual representation minder representative te laat seem, gegee dat dit nie eintlik minder representative kan wees nie. Daarom is dit soos 'n respek is baie keer soos 'n smeercampaign against the truth, wat van 'n dictator afkom, wat particularist ethics en ends in mind het, en wat nie jou eie
menswese dan nou vir jouself respekteer nie. En so, as mens dan nou praat van wat is diplomacy as hy 'n two-way street is, dan praat ons hier van die dag van die wêreld van vandag nie, want mense operate nie in two-way streets nie. Hulle operate in terms wat partially al klaar gecapture is en wat sukkel om in some sense uit sy eie weergawe van Thornton Mine uit te klim, uit die duisternis van onwete, so te sê, in terme van wat beter retoriek dan sou wees om te gebruik as nut van die waarheid in sigself, deur dit self. Want as jy dan nou mense in hulle emotional rhetoric kan one-up, dan beteken dit die cultural narrative het 'n impetus om te kan beter doen, soos wanneer jy met Claude praat en vir hom sê dat die kak wat hy vir jou vertel is correlationist, as gevolg dat die hedging van language nie die goed wat descriptive is minder descriptive maak nie, dan erken hy dit, maar hulle gebruik dit nog steeds as leuen, soos cultural tender wat moes reg gewees het. Hulle gebruik 'n moral lie om die waarheid te probeer uitblok. En in daai sin, as mens nou dink aan hoekom moet mense aangaan met ouer mense wat entitled is nie, omdat daai entitlement vir fokol tel, omdat jy kan detach van die conditions of capture, omdat jy kan beter descriptions gebruik, al is hulle hoe apoplectic in hulle offense finding in dit.